Die familiealtaar, Bybellesing. En dadelik, terwyl hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge. En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelik na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. Markus 14, vers 43 tot 45, boodskaplesing. Die duiwel is so godsdienstig as wat hy kan wees, slim, geleerd, verfyn, maar tog weet hy niks meer van God as wat 'n haas van sneeuwskoene sou weet nie. En hier kom hy nader, stap so aan en val neer en aanbid Jesus. Hierdie besetene het dit gedoen. Wel, jy sê, sou dit die duiwel wees? Waarom Judas het self gekom en hom gesoen en hom met 'n soen verraai? Godsdienstige geeste, beslis is hulle dit. Hierdie man gaan aan en skryf en sê, waarom godsdienstige geeste? Moenie naby daardie Pinkstermense kom nie. As jy dit doen, sal daardie gees op jou kom. Dit is van die duiwel. Luister, hy het gesê, die Bybel sê, glo nie elke gees nie, maar toets hulle of hulle uit God is. Dit is presies wat die Bybel sê. En Jesus het gesê, hierdie teken sal hulle volg wat glo. Kyk of dit reg is of nie. Beproef dit deur die Gees. Sekerlik. En die godsdienstige gees deur al die eeue heen was nog altyd 'n ontkenner. Die duiwelse godsdienstige gees het die ware, egte gees ontken. En elke keer wanneer God se gees kom, volg tekens en wonders die gees. Kyk terug na die dae toe Kain aanbid het. Hy het 'n vorm van godsaligheid gehad. Hy het 'n altaar gebou, hy het 'n kerk gebou. Hy het alles net so godsdienstig gedoen soos Abel. So kyk, in die dae van Kain en Abel, let op, Kain was net so godsdienstig soos Abel. En let op, toe hy aanbid het, het hy sy altare gebou, hy het dit mooi gemaak soos 'n groot pragtige kerk. Hy was nie 'n ongelowige nie, hy het neergebuig en aanbid. En God het hom absoluut verwerp. As God regverdig is, slegs geloof in hom vereis, slegs 'n offer vereis, slegs lidmaatskap van 'n kerk vereis, sou God onregverdig wees om daardie man te veroordeel, want hy was beslis 'n gelowige in God. Hy het dit openlik bely, hy was 'n gelowige in God. Hy het 'n kerk van die Here gebou, 'n altaar. Hy het sy vrugte gebring en dit mooi gemaak. Hy het 'n offer gebring en sy verpligtinge nagekom en die Here aanbid. Broer, dit is 'n baie goeie kerklid vandag. Is dit reg? En God het hom verwerp. Maar kyk na Abel. Hy het nie met werke gekom nie. Hy het 'n wingerdstok om die nek van 'n ou skaap gebind en hom daarin gesleep, hom op die altaar neergegooi en sy keel begin sny en hom doodgemaak. Hoekom? Abel het 'n openbaring gehad. Laat ons dit net vir 'n oomblik insink. Dit was 'n openbaring wat Abel regverdig gemaak het. Hy het 'n openbaring gehad van die vereiste van die almagtige God. En hy het 'n lam gebring. En dit is die enigste manier waarop jy ooit goddelike genesing, die doop van die Heilige Gees sal kan sien. Dit sal deur openbaring wees. Maniak van Gadara, 20 Julie 1954, deur William Marion Branham.